Die volgende tipe berekening wat jy moet kan doen by Newton se tweede wet is dan 'n trekkrag. Jy het 'n voorwerp wat op 'n horisontale oppervlak lê en dan het jy 'n trekkrag wat 'n hoek met die horisontaal maak, wat dan veroorsaak dat die voorwerp horisontaal oor die oppervlak beweeg. Ons gaan dus kyk na dieselfde sleutelwoorde: versnel, resulterende krag, wrywingskrag teenwoordig. Die stappe wat ons gaan gebruik is presies dieselfde 5 stappe weer. Heel eerste gaan identifiseer ons die kragte en die rigtings van die kragte op die skets. En dan as ons dan kyk, wrywingskrag is maklik, hy is horisontaal. Fg is maklik, hy is loodreg afwaarts. F normaal is loodreg op. As ons net F normaal en Fg het, sonder daai trekkrag, dan is daai twee mos gelyk aan mekaar. Maar nou met die trekkrag so, wat skuins is hy mos nie, die trekkrag is nie in 'n horisontale en vertikale komponente nie. Soos die heel eerste moet ons die toegepaste krag of die trekkrag moet ons gaan opbreek in 'n horisontale komponent en 'n vertikale komponent. Nou dit doen ons deur die toegepaste krag of die trekkrag maal met sin theta, maar dit moet die hoek met die horisontaal wees. En dan die horisontale krag is die toegepaste krag maal cos theta om daar die horisontale krag te kry. Weereens die hoek met die horisontaal werk ons mee. Sodra ons die twee kragte, die vertikale komponent en die horisontale komponent bereken het, dan verval daar die skynstrekkrag heeltemal. Ons gaan hom nie eers aandui in ons volgende stap wat die kragtediagram is nie. Soos nou gaan ons en ons werk net met die kragte wat almal horisontaal en vertikaal is in ons kragtediagram. Soos as ons nou ons kragtediagram gaan teken, daar is die voorwerp, daar is die punt waarop al die kragte inwerk. Ons het vir Fg afwaarts, ons het vir F wrywing in die negatiewe rigting soontoe, en dan het ons die F normaal. Wat is F normaal se definisie? Dit is mos die krag wat al die vertikale kragte gaan uitkanselleer, uitgeoefen deur die oppervlak. Soos hierdie F vertikaal is mos eintlik hier en daar maar opwaarts. In daai rigting so opwaarts. Maar ons kan hom nie hier sit nie, daarom sit ons hom in daai rigting so. Daar is ons F vertikaal. Maar ons F vertikaal en ons Fg gaan ons van mekaar aftrek, omdat hulle in teenoorgestelde rigtings is. En dit gaan vir ons die F normaal gee. Daar te kom reeds uitgewerk. Ons F normaal in hierdie geval, omdat ons 'n trekkrag het, is Fg minus die vertikale komponent. Soos dis Mg minus F toegepas sin theta, om ons normaalkrag te kry. Ons normaalkrag gaan ons weer gebruik om ons wrywingskrag te gaan bereken. En dan in hierdie geval, hier gaan my F horisontaal wees. My horisontale komponent van my trekkrag, want hy is in daai rigting, want hy word so getrek. Soos om die wrywingskrag dan te bereken, is dit die wrywingskoëffisiënt maal met die F normaal, wat daai twee kragte is afgetrek van mekaar. Soos daarom kry ons die wrywingskrag is dan Mg of wat Fg is, minus die toegepaste F toegepas sin theta wat my vertikale komponent is. En dan jou resulterende krag is dan weer F res is MA, dan is MA is my
horisontale krag, daai horisontale komponent van my trekkrag, minus my wrywingskrag. Maar my horisontale krag werk ek mos uit deur die F toegepas kos theta. Soos dis hoekom daar nou F toegepas kos theta minus die wrywingskrag, maar kyk wat is my wrywingskrag gelyk aan. Daar soos ek het my wrywingskrag nou daar net gesubstituteer hierin en dan het ons nou daar daai hele formule wat ons dan al die substitusies in kan doen, al die numeriese waardes wat vir jou gegee word en jy kan dan enige een van hierdie wat jy moet uitwerk